Okay, ons was nou vir 6 weke besig met 'n reeks 40 dae met Jesus. En vandag is dan nou die einde van die reeks. En ek hoop dat iewers in hierdie 40 dae het jy 'n belewenis gehad of 'n ontmoeting gehad wat jou lewe ook drasties verander het of ten minste al 'n proses aan die gang gesit het in jou lewe waar die Here dalk nie ervaar en nie sien en nie beleef. So vanaand gaan ons 2 goed spesifiek doen, seker 3. Ons gaan so 'n oombliekie terugkyk oor wat het ons probeer sê in hierdie 40 dae. So as jy die hele reeks gemis het of nie in een preek opgelet het nie, kan jy nou lekker recap en slim lyk, né? Dis daai cramming wat ons doen. En dan gaan ons net ietsie kyk van Jesus se hemelvaart. Ons het al reeds hemelvaart gevier in die kerkjaar, maar ons het nie 'n diens gehad nie, so ek dink is 'n goeie geleentheid om net ietsie te sê oor hoekom is Jesus se hemelvaart belangrik en dan natuurlik om saam nagmaal te gebruik. Nou ons het in hierdie reeks gesê dat Jesus is hierdie amazing persoon wat in die geskiedenis geleef het en wat 'n historiese persoon is wat jy van kan gaan lees en sy bestaan word op geen manier ontken deur die wêreld of deur die geskiedkundige bronne nie. Hy het regtig erg geleef. En ons het vir mekaar gesê die feit dat hy geleef het, nie so seer soos die feit dat hy opgestaan het, was die draaipunt in geskiedenis. Met ander woorde, daar was al baie groot events in die geskiedenis. Dink bietjie aan 'n paar, as jy nou dink aan wat jy ooit in geskiedenis geleer het. Wat's 'n paar groot events in die geskiedenis wat ons tot vandag toe onthou? Sien niks nie, net vir Jesus. Daar's hy, dankie. Maak nie saak hoe groot ding gebeur nie. Selfs ons dit noem, as ons begin dalk by die Twin Towers of ons het 'n paar oorloë wat ons noem. Ons het dalk 'n paar groot movies wat ons sal noem. Daar's 'n paar groot, ek weet nie wat nie, persone en legends wat ons sal noem. Maar Jesus, anders as die ander, het 'n draaipunt veroorsaak in die geskiedenis. En ons het so 'n bietjie saam gekyk oor hoe dit mense, sy volgers se lewens verander het toe hulle ontmoetings gehad het met hierdie lewende Jesus. Ons het begin met Maria. Onthou julle van Maria Magdalena? Wat daar by Jesus se graf was, die heel eerste persoon. En ons het so 'n bietjie gepraat oor die getuienis van die opstanding. Dat dit moet waar wees. Hoekom? Histories is dit bewys. Die opstanding het regtig gebeur. Dis nie 'n pie in the sky nie, dis nie 'n kinderstorie wat ons vir julle probeer leer nie. Dit het genuine gebeur. En ons het vir mekaar gesê die feit dat Maria die eerste een is wat vir Jesus gesien het, maak die storie soveel sterker, want vrouens se getuienis was uitgegooi. As Johannes wou jok oor hierdie storie, sou hy nie Maria se naam gebruik het nie. Ons het bietjie gepraat oor die grafdrag, oor die kopband wat daar bly lê het, wat alles bewyse was van sy opstanding. En toe het ons vir mekaar gesê, soos Maria beteken die opstanding en daai dag by die graf, dat die feit dat Jesus leef, kan jou bevry van die donker in jou lewe, van die vrees vir die dood wat jy dalk mee lewe. En miskien dalk as jy met bietjie wanhoop, dis nou eksamen, so miskien het ons so 'n bietjie 'n swaarder gemoed, bietjie despair waarmee jy lewe. Jesus se opstanding is die realiteit vir dit. Toe het ons die tweede week gesels oor die Emmausgangers. Onthou julle dit? Wat op pad was na Emmaus toe, wat geloop en gesels het, chats gebou het oor wat nou net gebeur het. En die tema was om te sê, Jesus kom jou visie herstel. Ons het gepraat oor die 2 volgelinge van Jesus wat geloop het en gesê, miskien in jou lewe, as gevolg van teleurstelling, miskien van hierdie wanhoop, of dalk as gevolg van twyfel, sukkel jy tans om vir Jesus te sien. En toe het ons bietjie stil gestaan en gesê, die manier om dit reg te stel wat Jesus vir hulle kom wys, is deur die lees van die skrif, deur hom in te nooi in jou lewe en deur saam met die community brood te breek, wat ons weer vanaand gaan doen. Belangrike, hoor julle 'n paar merkers? Ek hoop julle het van dit al beleef. As jy nie het nie, dis 'n paar groot waarhede om aan vas te hou. Toe het ons gepraat oor Jesus wat aan Thomas en die disippels verskyn het. Thomas wat sê, as ek nie self my vinger in daai merke steek en in daai sy steek, glo ek nie. Sien is glo, maar voel is wragtig. Thomas het dit begin. Toe is 'n bietjie gepraat oor Petrus, 'n baie belangrike die tema om mislukking te oorkom, né? Dalk sit nou juis bietjie postdeelname punte, goeie tema, ons moes hom nou gepreek het. Hoe oorkom ek mislukking? Dat Jesus daar is vir my in elke stryd wat ek stryd. En die feit dat hy lewe en nie net gesterf het nie, maar lewe beteken hy kan aktief betrokke wees by my huidige uitdagings, by my huidige tekortkominge, by my huidige struggles. En om dit te leef, het jy nodig om sy intervention, sy ingryping te verwelkom. Te sê, Here, kom help my. Ek sukkel. Almal kan dit sien. Help my.
om te luister na die opdrag wat hy vir jou gee. Hy sê, as ek wil hê Jesus moet my help om my mislukking te oorkom, moet ek dit wat hy vir my sê om te doen in sy woord begin doen, begin leef. En dan het ons gesê vir mekaar, as jy wil hê Jesus moet saam jou leef en mislukking oorkom, moet jy die uitnodiging aanvaar om intieme verhouding met hom te hê. Hy het hulle genooi, kom eet saam met my. En Petrus kry 'n tweede kans. Laasweek het ons gesels oor, miskien nie die disippels nie, ook hulle, maar veral vir jou doel, jou plek in hierdie hele storie. Jesus sê, maak nie saak hoe jy dit doen nie. Jou doel op hierdie aarde is om te gaan en mense te gaan leer van wie hy is, van dat hy leef en dat hy in jou lewe leef en werk. En ek hoop iewers in hierdie week wat verby is, het jy so geleentheid gehad om dit raak te sien. Geleentheid om iewers vir iemand iets te leer of iets te wys van Jesus wat leef. Vanaand praat ons oor die hemelvaart en ons sê, weet, as die opstanding Jesus se comeback was, Jesus is dood, die opstanding is sy comeback, dan is die hemelvaart die medalje uitdeel seremonie. Dis die groot oorwinningsfeesviering wat plaasvind. Dis so belangrik in ons kerk. Ons sê, ons vier Paasfees, Jesus is dood en Jesus het opgestaan en dan is ons weer by die Gees is uitgestort. En die hemelvaart is so vinnige donderdag tussenin, nê? Ons altyd, wat ons nie eers altyd kerk hou nie. Ja, en toe sy op. Okay. Dis net 'n praktiese ding. Maar dit wat die hemelvaart beteken is so belangrik. Dis so belangrik vir die hele storie van die opstanding en die hele storie van die Gees wat uitgestort is. En ons moet dit nooit onderspeel nie en ons moet dit nie miskyk nie. Jesus sê vir sy disippels meer as een keer. Hy sê, hier, ons lees in Lukas, terwyl hulle geseën het, hy het vir hulle gesê, hy gaan opvaar en hy gaan 'n voorspraak stuur. En dan lees ons, terwyl hulle seën, is hy weggeneem, hemel toe, ander plek lees ons dat hy met hulle praat, en nadat hy met hulle gepraat het, hulle gesien het, hoe hy opvaar na die hemel toe. Dit is 'n baie, baie belangrike ding. Hoekom? Wat gebeur met die hemelvaart? Jesus is homeward bound. Jesus is terug by die Vader. Jesus kry die kroon as oorwinnaar. Nog die hele tyd het dit gelyk, gaan God wen. Dit lyk nie of hy het gekom, toe is hy nie 'n koning nie. En toe het hy nie die regering oorwin nie. Hulle het hom gevang en hom gekruisig en hom doodgemaak. Toe is hy dood. Okay, daarom staan hy op. Maar niemand weet regtig nie. En hier gaan hy opvaar en sit aan die regterhand van God as die koning, as die regeerder oor hemel en aarde. Jesus wen. God wen. Dis 'n belangrike moment. En dit moes eers gebeur voordat die Gees kom afgaan. Die Gees en almal moes eers hierdie seremonie in die hemel hê. En daarna word die Gees uitgestort oor mense. Okay, wat beteken ons vir ons? Ek bedoel, dit is great. Jesus is terug huis toe. Dis vir hom en vir God great. Vir ons is dit great, want die Heilige Gees het gekom. Maar wat beteken dit vir jou en vir my, dat Jesus opgevaar het hemel toe en sit aan die regterhand van God? Ons bely dit. Die eerste ding wat dit vir ons beteken is, ons het nou toegang tot die Vader. Dit is so 'n dramatiese verandering wat plaasvind. Voor Paasfees en na Paasfees, wanneer die hemelvaart gebeur. Jesus sê vir Maria daar by die graf, sy moet hom nie vashou nie en dan sê sy, ek moet opvaar na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Hoor hoe belangrik is dit? Voor Paasfees was die klem altyd op God, is Jesus se Vader. Na Paasfees en met die hemelvaart, word God nou, wat genoem? Ons Vader. Dis nie meer my Vader nie, God is nou ons Vader. Na die hemelvaart word hierdie belofte van kindskap vir jou waar. Ek wil net dit sê. As jy die begrip snap van God is jou liefdevolle hemelse Vader, moet dit 'n huge implikasie op jou lewe hê. 'n Huge implikasie. God is nie nou meer net Jesus. Jesus is die oudste broer. Jy is nou ook kind van God. Wat beteken, jy is geregtig op elke stuk nalatenskap wat die Here los. Jy is mede-regeerder in Christus. Dis die eerste groot ding wat gebeur as Jesus hemel toe vaar. Hy gee vir ons 'n nuwe toegang tot die Vader. Dis een ding, né? Gaan sit jy met dieselfde vrymoedigheid op jou vriendin se pa se skoot as op jou pa se skoot? Of op jou vriend se pa se skoot as op jou pa se skoot? Ek hoop die antwoord is nou nee. Nee.
Dis anders wanneer dit jou pa is. Dis nie Jesus se pa nie. Dis jou pa. Jesus kom oorbrug hierdie obstruksie wat tussen ons en God is. Lees dit in Hebreërs 1 vers 3. Ek gaan na baie tekste vanaand verwys, so jy kan dalk net 'n nota maak. Ons gaan nie almal tyd hê om dit te lees nie, maar ons lees in Hebreërs 1 vers 3 dat nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, gaan sit hy aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Jou sondes is vergewe. Jesus gaan sit in die hemel. Wanneer gaan sit jy? Wat sê jou ma vir jou? Jy kan gaan sit as ons klaar gewerk het. Waarom nou in eksamen, nee. Nou is sit werk. Nou is dit wanneer jy begin werk, as jy gaan sit. Maar oor die algemeen sit ons wanneer ons klaar gewerk het. Jesus gaan sit aan die regterhand van God. Hoor net hoe mooi, dit simboliseer ietsie van die werk is klaar, die sondes is vergewe, dit wat hy gedoen het was genoeg en is klaar en nou sit hy by God en hy is ons voorspraak. Niks hoef meer te gebeur nie en jy het deur hom toegang tot God. Jy hoef ook niks meer te doen buiten om dit te ontvang nie. Jesus kom oorbrug dit. Tweede ding wat gebeur is Jesus by die Vader wat ons Vader is hy begin intree vir ons by die Vader. Lees, die woord sê hy tree nou vir ons in. Met ander woorde, elke behoefte, elke saak wat ek na die Here toe bring, is Jesus saam daar. Het jy al na jou boetie of sussie toe gaan en gesê, luister, okay, mamma het gesê ek mag nie na die sokkie toe gaan nie. Maar as jy ook net vir ons sal sê, ek het my laas goed gedra, dan sal sy dalk die keer ja sê. En dan vat jy, maar gewoonlik werk dit andersom, nee, hulle praat jou ouers daar uit. Boeties en sissies is nie so betroubaar nie. Sê, ja ma, sy het al laas gedra, moenie worry nie, ek het gekyk. Jesus is daar, soos jy na die Vader toe kom en bid, is hy die stem wat saam met jou na die Vader se wil soek en vir jou bly intree. So dis die eerste ding. Jesus is die brug na God toe wat van hom ons Vader maak. Hoor hierso, deur die bloed van Jesus het ons vrye toegang tot die heiligdom. Okay? Vrye toegang tot die heiligdom. Imagine dit. Daar's nie ure wat die hekke oop is vir ons nie. Jy kan enige tyd gaan. Daar's nie prys wat jy moet betaal om elke keer in te kom. Jy kan enige tyd gaan. Vrye toegang en jy's welkom. Die tweede ding wat die hemelvaart vir ons beteken is, ons het nou 'n nuwe identiteit in die Seun gekry. As ek vir jou vanaand sou vra, wie is jy? Wat sê jy vir my sê? Jy sal teen vir my sê jou naam en jou van, waar jy vandaan kom en wat jy swat. Dis daai klassieke OMB dansie, R&O dans vra, nê? Nee, dis hoeveel keer sê jy dit nie met 'n aksie nie? En dis ons reg. Hoopelik nie en waar ook. Ek weet nie of jy jou kursus bietjie aanpas nie. Maar as ons as kinders van God nie in die eerste plek besef dat in ons identiteit is ons kinders van God en ons deel in Christus nie, dan mis ons die punt heeltemal. Ek's 'n kind van God wat sy naam is so en so van hier en hier wat swat dit en dat. Jesus kom doen dit vir ons. Ons lees in Efesiërs en ek gaan 'n paar verse lees, julle moet nou mooi luister. Efesiërs 1 vers 19 tot 21. Ek bid dat hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Laasweek het ons oor die roeping gepraat. En watter rykdom daar is in hierdie heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Onthou, Christus is nou die koning en die heerser oor alles. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Hierdie selfde krag wat wat gebruik is om Christus uit die dood uit op te wek, is in jou. Jy koop in dieselfde lewe in as wat Christus ingekoop het. Wat beteken, in my identiteit is ek nou een met Christus as kind van God, en die feit dat hy bo in die hemel sit, sê vir my, hy is werklik oorwinnaar, en dit sê vir my dat as sy krag in my is, daar 'n autoriteit en 'n krag tot my beskikking is, wat elke ander mag en gesag oorwin. Is dit nie amazing nie? Dit voel of mens met hande klap op die deel. Dis amazing. Ek dink nie ons besef dit nie. Beteken, jy kan bid en werk met dieselfde autoriteit as wat Christus het.
Daar is nie 'n groter gesag as dit nie. En as jy gewonder het of daai gesag groot is, dan sê die Hemelvaart vir ons, hy het oorwin, so sy gesag is die grootste en die eerste. Die tweede ding is, in Efesiërs 2 vers 6, in Christus Jesus is ons saam met hom opgewek uit die dood, en hy het saam met hom vir ons 'n plek in die hemel gegee. Met ander woorde, geestelik is jou plekkie geboek. So as jy wil môre aand gaan fliek, en jy weet nie of jy 'n plek gaan kry nie, of jy wil 'n burger gaan eet, en jy weet nie of jy 'n plek gaan kry by Spur nie, dan bel jy en jy boek, en wat doen jy? Jy ontspan. Dis eers môre, vanaand moet jy iets anders eet, maar jy weet jou plekkie is geboek, so dis fyn. Jou plek is geboek, dis verseker deur Christus. Jy deel saam met hom in 'n spys in die hemel. Dis 'n garantie. Dis 'n hengse verligting. Jy het 'n nuwe identiteit, kind van God. En as sy kind, het jy net soos sy ander kind, Jesus, volle mag en gesag. En dan lees ons in Kolossense 3, skryf Paulus, dit moet 'n huge impak op jou lewe maak. Dit maak dat jy besef, jy's anders en jou gedagtes begin rig op dit wat bo is en ophou probeer leef vir dit wat op die aarde is. Ophou probeer leef vir dit wat nie 'n plek in die hemel gaan hê nie. Die derde ding van die opstanding, van die hemelvaart, wat dit so amazing maak en wat dit so belangrike ding aspek van Jesus se bediening maak, is die intieme band wat ons nou kan hê met God deur die Gees. As Jesus nie weggegaan het nie, was die Gees nie uitgestort nie. Was daar nie vir ons 'n kans om met hierdie krag binne ons en so naby ons te leef nie. Jesus sê in Johannes 16, ek moet weggaan en dis vir julle goed, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Dan is my so, wow, Jesus, wat sê jy? Disippels, hoe is dit tot ons voordeel dat ek weggaan? Dan sê hy, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek weggaan, word daar 'n voorspraak gestuur, die Gees, en hy sal by julle bly. Hoekom is dit goed? Dis goed, want Jesus was een in 'n liggaam beperk toe hy op aarde was. Jy het ook al baie gesê, man, as ek ook soos die disippels net vir Jesus kon ken en saam hom kon loop en alles kon sien, sou dit vir my ook makliker gewees het. Jesus was in een persoon beperk om op een plek op 'n slag te wees. Die Gees is nie. Die Gees is in almal van ons teenwoordig en op klomp plekke op 'n slag teenwoordig. En in plaas van een mens wat God se koninkryk moet probeer bring en wat hierdie kragtige werking van God in hom het, is daar nou duisende volgers met hierdie krag. Dis net jammer ons vergeet dit, dink ek. Dis goed dat hy gegaan het. Nou het ons die Heilige Gees. Dan sê hy weer in Johannes 14. Hou, ek gaan en ek gaan by die Vader sit en ek gaan vir julle intree. Maar julle gaan nie weeskinders wees nie. Hoor daar weer julle kinders. Julle gaan nie weeskinders wees nie, want ek gaan weer na julle toe kom en ek stuur vir julle die Gees. Omdat Christus opgevaar het en die Gees uitgestuur het, hoef jy nooit alleen te wees nie. Daai mag, daai krag is altyd by jou, naby jou, deel van jou. Joh, julle, dit is so exciting. Dit is so exciting om te weet Jesus leef regtig. It's amazing. Dit onderskei ons geloof. Dit is so exciting om in elke aspek te leer hoe Jesus leef en dit te ontdek in jou eie lewe, hoe hy leef en saam jou leef. Maar dit is so groot troos om te weet dat daar 'n realiteit is groter as die wêreld wat jy nou ken. Dat daar in Jesus die bewys is van 'n oorwinning wat vir jou wag, wat jy eintlik reeds behaal het. En maak nie saak wat oor jou pad kom en hoe jy mag voel, miskien voel jy moedeloos, miskien voel jy moeg, miskien voel jy seer of teleurgesteld, weet, maar die heerlikheid is 'n realiteit, dis nou al vir my. En God is nie iemand anders se pa, om wie ek awkward en skaam moet voel nie, hy is my pa, by wie ek tuis is, om te vra wat ek nodig het, om te deel wat op my hart is. Ons gaan nou saam nagmaal gebruik en ek dink is so gepas om die reeks op die manier af te sluit. En ek wil hê as jy vanaand nagmaal gebruik, die ding wat Jesus kom doen van 'n brug, laat dit vir jou realiteit wees. Die nagmaal is ons herinnering daaraan, dat ons versoen is en kind van God is. Dat as ons vanaand nagmaal gebruik,
Here, dat jy sal vier dat jy nou toegang tot die Vader het. Dat jy sal vier dat in hierdie tekens is die bewys en die teken van jou nuwe identiteit. En wanneer jy hierdie slukkie vat van die brood en die wyn en jy voel dit in jou keel afgaan en binne jou gaan lê, jy weet dat in jou daar Gees is, 'n krag wat bo elke ander mag en gesag is. Ek gaan die tekens instel en na jy dit gebruik het, is jy welkom om net 'n oomblik dit vir die Here te gee. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy kosbare liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al jou sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed gegiet is tot volkomme versoening van al jou sondes. En ons Here, dankie vir hierdie teken, hierdie bewys van 'n lewende Jesus. Here, dankie vir 'n reeks dat ons net weer amazed kon wees met die God wat U is, met die Vader wat U is. Here, dankie dat ons vanaand kan voel en ruik en proe dat ons 'n band met U het as ons Pa. Here, dat U omgee en U liefde vir ons 'n realiteit mag wees. Here, dankie vir Jesus wat opgevaar het. Dankie vir oorwinning. Here, dankie dat in elke geleentheid en in elke uitdaging en in elke stryd ons kan onthou, maar Jesus het hierdie ook reeds oorwin. En ek is een met hom. Here, mag dit vir elkeen hier 'n waarheid wees, dat ons 'n nuwe identiteit het as kinders van U. Here, mag dit nie net vir hulle troos en vir hulle bemoedig nie, mag dit ook vir hulle 'n nuwe rede gee vir hulle bestaan. Here, en mag dit ook vir hulle motiveer om anders te wees. Here, ons erf en ons aard na U. Mag ons ook lief kinders van U. Amen. Voordat ons die slotlied sing, wil ek net 'n paar verse uit Psalm 103 uitlees. En ek dink na die nagmaal is dit so mooi